Goeiedag en baie welkom by ons uitsending. Dis die Adventtyd en ons is besig met die reeks Hoe lyk Kersfees deur die oë van 'n gelowige? Ek wil 'n storie vertel wat verlede jaar met my gebeur het. Ons is familie bymekaar, ons het kleinkinders, hulle is 2 jaar oud, seentjie, en sy pa besluit om aan te trek soos Kersvader met die trap af te kom. En op die gegewe moment kom my skoonseun af met die trap opgedoen soos Kersvader met persent sak oor sy skouer, en hierdie klein seentjie, hy kom na die trap toe in verwondering en hy sien hoe Kersvader afkom na hom toe met hierdie sak vol persente. En toe hy so ooghoogte met die skoene is, kyk hy die skoene so en hy kyk op en hy sê vir Kersvader, maar dis my pa se skoene daardie. Nou dit was 'n baie humoristiese oomblik in die familie, want almal besef toe, hy het Kersvader uitgevang. Dit laat my dink dat baie maal sien ons Kersfees om ons, maar ons herken nie dat die Vader by ons is nie. Hoor wat sê Jesaja 7 vers 14, wat lank terug geskryf is, voor Jesus gebore is en oor hom geprofeteer is. Jesaja 7 vers 14, kom ons lees die skrif. Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Nou hier in Jesaja praat nie van Jesus nie, hulle praat van Immanuel. So ek wil jou vandag vra, hoe doen jy Kersfees? As jy 'n gelowige is, hoe doen jy Kersfees? As jy nie 'n gelowige is nie, hoe doen jy Kersfees? Sien, die kerk doen al vir 1700 jaar Kersfees. So daar was al 1700 Kersfeese, sedert 353 na Christus. En daar's baie verskillende maniere om Kersfees te doen. Reg oor die wêreld doen mense dit op baie verskillende maniere. My vraag aan jou vandag is, as jy 'n gelowige is, as jy 'n Christen is, hoe doen jy dit? Wat is vir jou? Sien, daar's 'n klomp maniere hoe mense Kersfees doen. Die een klomp mense vier Kersfees. Hulle hou groot partytjies en celebrations en versierings en allerlei dinge en hulle vier Kersfees. Baie mense herdenk Kersfees. Is dit dalk jy? Sulke mense gaan kerk toe, hulle lees die geskrifte, hulle lees die profeseë oor Jesus se geboorte, en hulle kyk waar dit waar geword is, en hulle herdenk die skrifte, en hulle herdenk Kersfees. Ander mense, hulle spandeer Kersfees. Hulle reël weggaan, reël vakansie, reël familiebyeenkoms, hulle reël dat die familie bymekaar kom. Ek is nogal so. Hou daarvan dat almal bymekaar is. Maar ek wil vandag vir jou vra om saam met my te dink. Miskien is die regte manier om Kersfees te doen as 'n gelowige, is om Kersfees te beleef. Nie net te vier of te spandeer of te herdenk nie, maar te beleef. Want die skrif leer ons, waar 2 of 3 gelowiges bymekaar is, daar is Jesus by ons, Immanuel, God by ons. Dis wat Immanuel beteken. Daardie woord wat aan Jesaja gegee is, die maagd se kind sal Immanuel wees, God met ons. Johannes 3:16 sê, as jy die Here aanneem, is hy by jou, met jou, in jou. Immanuel, God met jou. Sien, as jy van hierdie Kersfees geskenke uitdeel en jy gee aan iemand anders 'n geskenk, hoekom doen ons daai geskenke? Ons sê daarmee, ek herdenk hiermee dat daar aan my 'n geskenk gegee is. Daar's aan my iemand gegee wat Immanuel is. Iemand wat by my is, iemand wat hier vir my is, iemand wat my sonde wegneem, iemand wat my lewe kom volmaak. Om te beleef en Kersfees te beleef, is om al die boonste goed te doen, om te vier en te herdenk en jou familie bymekaar te kry. Maar ek vra jou hierdie dag,
dink daaraan dat ons ook bewus word dat God is met ons as ons Kersfees vier. Hy is Immanuel. En baie keer moet 'n mens tussen al die Kersfeesversieringe en al die goedjies wat gebeur rondom Kersfees net afkyk. Soos my kleinseun en die voete van die Meester sien en te sien hy is by jou. Hy sal jou nooit begewe, hy sal jou nooit verlaat nie. Soos wat die skrif ons leer, kan niks ons skei van die liefde van Jesus nie. Dit is wat ons moet herdenk tydens Kersfees. Kyk af, sien jou Vader se skoene, sien sy voete, hy is met jou. Kom ons bid. Hemelvader, dankie dat U Jesus vir ons gestuur het, en dankie dat ons in hierdie tyd kan herdenk, kan vier, kan bly wees, en ook kan beleef, dat God is met ons. U het vir ons Immanuel gestuur. Dankie Here. Amen.